Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel, ons gesels sport, 'n lekker sportnaweek en dit is Saterdag en Sondag se sport waarna ons kyk internasionaal en in Namibië. Daar's 'n groot klomp sport internasionaal. Ek dink meeste van die ondersteuners wat veral van rugby hou, kyk daar na Pretoria se rigting. Daar's 'n groot derby daar, die Bulls wat tuis speel teen die Stormers. Ons gaan daaroor gesels ook met Mike Potgieter en dan ook 'n 6-nasie rugby natuurlik. Dit is die laaste ronde van die 6-nasie. Daar's nog 3 spanne wat kan wen. Skotland, Ierland of Frankryk kan nog wen. Ons hoor wat sê van die afrigters onder andere Andy Farrell van Ierland, Steve Tandy, hy is van Wallis en ook Jack Cohen, hy is een van die spelers van Ierland, so hulle almal gaan saampraat. Daar's 'n bietjie sewees rugby waaroor ons ook gaan praat, hulle speel nou in Amerika. Dan Engelse Premier Liga sokker, hulle gaan ook voort, dit is weer sulke tyd so tussen die kampioenskapsliga deur. Ons praat met 2 afrigters, dit is Igor Tudor van, hy is van Tottenham Hotspur, hulle sukkel op hierdie stadium, en dan Liam Rossonerier, hy is van Chelsea, so dit is sokker wat ons ook gaan gesels, en dan Grand Prix, vinnige motors, dis die Chinese Grand Prix, die tweede ene van die jaar, en MW Welman, hy gaan vir ons sy kundige mening gee, hy is van Megaphone Sport, en nou ook golf so vinnig, die spelerskampioenskap, 'n lekker groote op die man se PGA, Russell Henley gesels ook saam, so is 'n klomp lekker sport, ons gesels met die afrigters en die spelers, hulle vertel vir ons wat hulle dink, wat kan gebeur, ons spekuleer ook so tussendeur, lekker met Mike Potgieter ook te gesels tussendeur. Kom ons kop af van die rugby natuurlik, 'n groote in Pretoria, dis Verenigde Rugby Kampioenskap, wedstryd so eintlik in Desember plaasgevind het, hulle dit uitgestel na hierdie naweek, dit is eintlik die enigste Suid-Afrikaanse spanne wat speel. Grootheid, dit is 'n 2 uur afskop, seker maar grootliks oor die 6-nasie rugby wat later die middag gespeel word, maar 'n 2 uur afskop in Pretoria, daar word baie mense verwag in Pretoria, en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, ek en hy het so 'n bietjie gesit en bespiegel wat ons te wagte kan wees, maar 'n groot derby, dit is die Bulls tuis teen die Stormers. Maar dit is weer Noord-Suid, is altyd 'n groot ene, dit kom lank terug van Noord-Transvaal, Westelike provinsie, nou is dit Bulls teen Stormers, dis 'n groot ene in Pretoria, baie op die spel vir albei spanne, veral wel op die punte lê, maar as mens kyk wat moontlik kan gebeur op die veld, Loftus is weer 'n bondgenoot vir die Bulls, en een wat my oog gevang het, Mike, is dat die Bulls wen nie, hulle wen met 20-30 punte, so hulle is 'n sterk span op hierdie stadium. Ewe skielik kom daai naam Fortress Loftus weer na vore, en dis die groot ding, dit wys jou dat enige seisoen kan draai in enige rigting. Dit kos jou dalk 'n paar wedstryde om jou voete te vind, maar die oomblik as dinge in mekaar begin val, en ek dink dis waar die Bulls nou is, die spelers se interaksie tussen mekaar, die spelers lyk op die veld asof hulle skouers weer terug is, bors weer uit is, die koppe is op, waar nie 5 wedstryde terug nie, het ons almal bekommerd gesit en gesê, waar is die Bulls? Wat gaan aan met die Bulls? En dit wys jou net, enige nuwe afrigter gaan tyd nodig hê om 'n verhouding te bou met die spelers, maar ook om daai momentum op te bou op die veld. Ja, dis 'n wedstryd waar daar baie Springbokke op die veld gaan wees, en dit is die Springbokke wat waarskynlik die wedstryd gaan bepaal, veral op 10. Ek dink afhangend wat voor gaan gebeur natuurlik, as albei spanne redelike goeie balbesit kry. Dis dan maar lekker vooruitsig om potensieel vir Pollard teen Sasha Feinberg en KwaZulu. Die teams gaan in 'n groot mate bepaal watter span gaan wen. 100%, ek kan nie meer met jou saamstem nie, dit gaan 'n kardinale rol wees, watter een van hierdie 2 loskakels gaan die generaalrol vertol, en ek reken, nes jy, gaan dit deurslaggewend wees en die uitslag bepaal, maar dit vat my net so een posisie links of regs, afhangende van wat se kant jy speel, is die rol van die skramskakels, wat hierdie bal gaan moet seker maak dat jou loskakel genoeg spasie het, genoeg tyd het, wat se loskakel gaan koelkop bly, om self baie tyd gee, want voorlangs is daar 'n stryd wat jy hulle onder druk gaan wil sit. Verdediging gaan 'n baie groot rol speel. Ek reken jy die beste, van die wêreld se beste aanvallers, met bietjie spasie, bietjie bal in hand, gaan hulle vir enige span kan skade maak. Maar hier is, soos jy sê, 2 provinsies wat 'n geweldige groot geskiedkundige battles en rivalry het teen mekaar ook. En ek moet vir jou sê, ek dink dalk net dat die eerste loskakel wat eerste oogknip, hy gaan nie een wees wat die knie gaan moet buig. Absoluut nie, loskakels benodig goeie balbesit, en daai stryd voorlangs, dit mag wees sodat dit opbou na die ou tradisionele toetsrugby, sterk verdediging, harde stryd voor, daar's harde spelers aan albei kante, een speler wat waarskynlik 'n verskil kan maak vir die Bulls, is die vaskop Wilco Louw. Baie keer het jy gevind, as jy so een speler het wat skrams nomineer, is net 2-3 strafskoppe op baie belangrike stadiums, en dis die verskil baie keer. So die Stormers sal met baie beter skram, as hulle die wedstryd Saterdag wil wen. En die snaaks en die ironie van dit is, ek dink die Stormers het in loskoppe genoeg om Wilco Louw teen te staan. Ek dink daar is geweldig baie lus, vuur om te wys, ek kan 'n Springbok so 'n bietjie oor aansit, en ek kan my hand ook opsteek, so met die opbou van 2027 se wêreldbeker, en ek dink daai is die klein goedjies wat 'n ou nie noodwendig aan dink aldag heel dag nie,
Maar daai posisie, ons praat baie van losskakels en skramskakels, daai vaskop loskop stryd gaan 'n kardinale een wees. En ons weet as Wilco Louw eers momentum aan sy kant het, dan kry hy die een strafskop na die ander strafskop. Dit is amper asof hy die skeieregter oortuig dat al was ek nie reg nie, ek is reg, jy kan dit maar vir my gee. En dan begin daai strafskop druk op jou bou, jy begin vra, dit begin vir jou al frustrasie bou. En met elke strafskop wat in jou helfte is en tussen palle deurgeklits word, bou dit nog tellbord druk ook. So ek reken regtig nie, dit gaan vir my baie vreemd en snaaks wees as hierdie 'n wedstryd is wat daar meer as 10 punte verskil tussen die twee spanne gaan wees. Ek reken dit gaan juis afkom met een van daai strafskoppe en 'n strafskop. Ja, dankie Mike. Ja, daar's baie op die spel. Dit is die Bulls tuis en die Stormers. Die Bulls het nou 4 in 'n ry gewen. Die Stormers het 3 in 'n ry verloor. So interessant wees wat gebeur. Die Bulls verseker die gunstelinge op hulle tuisveld vir alles onlangse vorm in ag geneem word. Wat tans op die puntleer gebeur, Glasgow Warriors is voor met 45 punte, Leinster 41 punte. Hulle het al 12 wedstryde gespeel. Die Afrikaanse spanne net 11 wedstryde. Die Stormers het 36 punte, 5de. 7de lê die Lions met 33, dan 8ste die Bulls met 30 en 11de die Sharks met 24, so dit kan die komende naweek aansienlik verander, veral as die Bulls daar wen, en ook as die Stormers wen, dit gaan ook 'n groot verskil maak in hulle proses om daar in die top 4 te bly van daai kompetisie. Kom ons gaan oor na 6 laaste rugby, groot rugby, 3 spanne wat nog kan wen die naweek, die 3 wedstryde is Ierland en Skotland, enige van hulle twee kan wen, die wenner sal hoop dat Engeland later verloor teen Frankryk en Wales wat ook teen Italië speel, maar kom ons spring weg met Ierland teen Skotland en kom ons hoor wat sê die afrigter van Ierland se span en dit is Andy Farrell en hy gee sy mening so voor hierdie groot wedstryd teen Skotland. Of course, you would love to dream like that. Obviously, the rest of it's out of our hands there, but there's something that's in our hands, and we concentrate on our performance first and foremost of trying to win something that's pretty special to us. That's the Triple Crown. You know, it's over the years it's been hard to come by when you're playing for Ireland. So we're desperate to make sure that we get across that. Ja, dit is dan Andy Farrell, die afrigter van Ierland se rugby span. Ja, die Triple Crown is 'n groot beker waarvoor hulle speel. Dis die beste van die Britse spanne. Maar hulle sal eintlik die 6 nasie ene wil wen en hoop dat Engeland vir Frankryk kan klop. En dan kom ons hoor ek wat sê Jack Cowan, hy is een van die spelers van Ierland. Hy gee ook sy mening so voor hierdie groot wedstryd. Well, I think they're probably playing the best. You know, they've obviously got some world-class players in there who are peaking at the right time. So, you know, fair play to them. Obviously, after the disappointing opening day, kind of not too estranged with ourselves, like after how we went against France, but their disappointing loss to Italy on the first day, they've bounced back really well, and they're playing some great rugby. So we know we need to be at our best and push on from the levels and performance even from Twickenham that we had the other week, because we obviously haven't hit our straps as much as we did that day. So that'll be the challenge for us, is to be better again than we were then. Dit is dan Jack Cowan, hy is van Ierland en 'n groot wedstryd, dit is die afskoptyd 10:04, dit is Saterdag in Dublin, Ierland teen Skotland. Dan sit in Cardiff, is dit Wales wat tuis speel teen Italië, Wales wat dringend 'n groot wen of 'n eerste wen soek, hulle nog net 1 punt op die punteleer, speel baie beter die afgelope tyd, maar Italië speel baie goed, hulle het vir Engeland gewen die afgelope naweek, daai wedstryd 20-7, kom ons hoor wat sê Steve Tandy, hy is die afrigter van Wales se rugby span. Oh, look, I believe we'll have impetus through the summer anyway. I think when you look at it, look, we want to win. We believe we can win, but ultimately, like I've said all along, we've got to have better performances. And I think even when you look back to the England game, which was nowhere near what we wanted to be, but then every game after that, there's been growth. And I think the learnings from the previous game, we've got better and better. So I think, look, I don't think it's a massive psychological thing for us, because ultimately we've been focusing on ourselves and how we can get better. But the sooner we get the win, that would be helpful too. And it's easier said than done against the opposition. You'll be coming up against who are in buoyant mood. Oh, look, in fairness, they've done an amazing job. They've become really consistent, and they've been consistent with their team. They backed a lot of a young group for many years now, and they've gone through probably tough periods like ourselves, but they're coming out the other end of it. And look, that's where I believe our team can get to, is becoming an outstanding rugby team. And I think that consistency, we're finding that in round some of our selections. I'm understanding more about our players, the age, the experience of the group. So
for us, it's again, it's seeing other teams do what they do, but ultimately we know Italy are a fantastic team. Seeing them beat England, I think, tells you everything about the Six Nations. It was a huge result from. They beat Scotland. In previous years when I coached Scotland as well, so you've always seen they were tough games, and again, there was probably times where with Scotland, they were always really close games, even in Murrayfield. So we've got the utmost respect for Italy, and we know we're going to have to have a better performance than we did against Ireland to get what we want from the game. Dit dan Steve Taney, die afrigter van Wallis se rugby span. Ek en Mike Potgieter het ook saam gesels en ons het gewonder as ons wonder wat gebeur, wat kan gebeur die wedstryd Wallis teen Italië. So ons gesels saam met Mike Potgieter. Wallis tuis teen Italië. Nou hulle tref Italië nou nie op 'n goeie tyd nie, want Italië het nou vir Engeland geklop, maar Wallis ook het net met 10 punte verloor in Dublin. Baie beter begin speel. Dit kan eintlik 'n baie naby wedstryd wees, want Wallis speel nie so swak as wat hulle die eerste 2 wedstryde gespeel het nie. En ons weet wat Italië nou gedoen het, so dis eintlik moeilik om te bepaal wat daar gaan gebeur. Maar Wallis tuis, ek dink hulle is so angstig om 'n wen te kry. Hulle wil net vir Japan wen nie. Hulle wil nou begin om vir ander spanne ook te wen. En ons het gesien hierdie 6 nasies is 'n 6 nasies van verrassings. Ons het al soveel uitslae gesien wat jy gedink het, hoe het daai nou gebeur? Waar het dit verkeerd gegaan? En hierdie 6 nasies is regtig een van die mees opwindende 6 nasies wat ek in 'n baie lang tyd gesien het. En Italië bevind hulle self nou in amper half 'n ongekende posisie op die telling, op die punteleer, ook in 3de posisie met 14 punte. Wen hulle 'n wedstryd, dan ewe skielik wys hulle dat hoor ons is nie meer die Italië van ouds nie. Wallis daarteen is besig om so stelselmatig hulle voete op weer te vind. Ek dink wat hulle besig is om reg te kry om stabiliteit eers te bring in die setup, in die span, en dan te kyk wat die probleme dis vir hulle nou moet wees. En wen jy vir Italië, dink ek gaan dit 'n groot ommeswaai in die binnekringe veroorsaak. Ja, dankie Mike. Ja, groot ene Wallis, daar kan hulle daai netjie wen, maar Italië is baie goeie teenstanders deesdae, die hulle vir Engeland gewen die vorige naweek. Maar dan 'n groot, dis die Stade de France, dit is in Parys, is dit 'n Frankryk wat speel teen Engeland en daai wedstryd is 10 minute oor 10 die aand, later die aand. Kom ons hoor wat sê Joe Hayes, hy is die vaskopstit van Engeland se rugby span en hy praat so van as mens verloor het, hoe maak mens op die oefenveld en of hulle reg is vir die komende naweek. I think being able to review it from a different standpoint is good, but then it's important to go, right, we are a good team, we know we're still a good team. You can't take anything away from that. And the training today was really good. And it wasn't just, the lads that played on the weekend, it was the whole squad trained with the purpose of winning on the weekend. And I think that's incredibly important. It's not a reaction, it's just how we bounce back. And I think we've started in a good way in terms of how we've trained today and how we've prepared so far. Dat in Engeland se vaskopstit, dit is Joe Hayes en dit is Engeland teen Frankryk, dit is 10 oor 10. Maar kom ons hoor ek wat sê Mike Potgieter, ek en Mike het ook gesels oor die wedstryd Frankryk teen Engeland. Mike in Frankryk wat teen tuis speel teen Engeland natuurlik en 'n baie op die spel vir Frankryk. Wen dit met 'n bonuspunt en kan waarskynlik die titel wen. Maar hulle is 'n span wat nou verloor het. Dit is 2 spanne wat albei verloor het. Maar 'n tuisveld vir Frankryk, hulle sal sekerlik gemotiveerd wees om reg te maak. Ja, ek dink hierdie ene het seerder gemaak as wat hulle sal wil erken. Dit het gemaak met beide spanne wat baie goeie rugby gespeel het, groot tellings aangeteken het. Maar die punteverskil is steeds net 10 punte, maar dit maak nog steeds seer en hulle sal dinge baie vinnig regstel. Verdediging van Frankryk het bietjie krake gewys, maar mens kan nie dink dat Engeland gaan 50 punte aanteken so Skotland in veral nie in Frankryk nie. Maar dit is altyd moeilik om terug te kom van so verloor af, weet jy, want dadelik regmaak is desperaat. Maar asof Engeland meer probleme het as Frankryk op hierdie stadium. Ja, ek dink die groot ding vir my is 'n ou kan baie maklik vasgevang word in dit wat verkeerd gegaan het. Jy moet amper half in so 'n situasie dink ek. Kyk, wat het vir my gewerk? Wat het daai punte wat ek aangeteken het wel opbou tot die punte gegee? En dat jy dit amper beter maak, maar jy kan nie los dat jou verdediging nou agterlaat nie. Want as jy so vragpunte teen jou aanteken, is verdediging 'n geweldige groot probleem. En dan moet die vraag uitgevra word, was die span teen wie ek gespeel het net soveel beter op die aanval, of was my verdediging regtig so swak? As jy gaan kyk na die punteverskil, jou verdediging was nie eintlik oor die algemeen van die kompetisie so sleg gewees nie, dis hierdie een wedstryd gewees. Maar dis iets wat jy sal moet ophou. Absoluut. En een ding wat Engeland se afrigter Steve Borthwick, dit was 'n bietjie vreemd hoeveel veranderinge hy gemaak het in die wedstryd dat hulle teen Italië gespeel het. En hy maak weer 'n klomp veranderinge vir die wedstryd teen Frankryk. So dit is altyd nie 'n goeie teken as jy soek 'n gevestigde span, 1 of 2 of 3 spelers wat miskien rondskuif, maar hy maak 4, 5, 6, 7 tot 9, 12 veranderinge gemaak vir die Italië wedstryd.
Ja, dis bietjie kommerwekkend want jy wil daai samespel, wil jy tussen die verhouding tussen spelers, wil jy vereenselwig en jy wil dit bymekaar maak, jy wil dit bou, jy wil dit veral met die oog op 'n wêreldbeker wat op pad is, wil jy daai verhouding en saamspel ervaring tussen die spelers begin bou. En dis bietjie kommerwekkend. Dit sê vir my dat Bothwick dalk nog 'n paar dinge wil uittoets of dat hy dalk in hierdie 6 nasies ingegaan het en gesê het, weet jy wat, kom ons vat hierdie 6 nasies en ons probeer 'n paar dinge. Nie regtig te bekommerd oor die kroon nie. Ons weet Frankryk is verdedigende kampioen, Skotland is besig om op te kom. Miskien is dit waar hy nou is, jy weet nie. Maar miskien is dit ook dalk om homself beter te laat voel oor die huidige stand van sake. Vir my bly dit egter groot kommerwekkend. Ja, dankie Mike. En dit is 'n groot ene. Dit is Frankryk teen Engeland 10:10 daai afskoptyd Saterdag aand. Vinnig net die punte, Frankryk en Skotland het 16 punte, Ierland het 14, so enige van daai drie kan nog wen. Italië het 9, Engeland 6 en Wales het 1 punt tans op die punteleer. Dan is daar ook groot Sevens rugby, dis die HSBC Sevens reeks wat nou in New York gespeel word, in New Jersey, in die Harrison Stadion, en dit is die Blitsbokke wat goed gedoen die afgelope naweek. Hulle het natuurlik gewen in Vancouver. Hulle is in 'n groep gedeel saam met Nieu-Seeland, Frankryk en Australië. Hulle speel Saterdag teen Nieu-Seeland, dit is 6 minute oor 5, dis Namibiese tyd. Frankryk speel hulle 2 minute oor 8, en dit is ook in Namibiese tyd. In Australië is dit so 2 minute voor 11. Dit is alles Namibiese tyd, die Blitsbokke in aksie in New York in die Sevens. Kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan gaan ons gesels oor sokker, golf en Formule 1. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels lekker internasionale sport en ook Namibiese sport, en ons gaan na die sokkerveld. Dit is die Engelse Premierliga wat voortgaan. Tans is dit Arsenal nog voor. Hulle het 67 punte na 30 wedstryde en Manchester City het 60 na 29 wedstryde. Al die res het 29 wedstryde gespeel. Manchester United en Aston Villa op 51 elk is ook daar in die top 4 nog. Ander spanne in die top 8 is Liverpool, Brentford en Everton. So interessante naweek wat voor lê. Kom ons kyk wat gebeur. Dit is die naweek, is dit Burnley teen Bournemouth, dit is 5:00 die middag. Dan sit Sunderland wat speel teen Brighton, dis ook 5:00. En dan sit Arsenal, belangrike wedstryd vir hulle. Hulle speel tuis teen Everton, dit is 'n 7:30 wedstryd in die Emirates Stadion. En dan in Stamford Bridge is dit Chelsea wat teen Newcastle speel. En kom ons hoor wat sê die afrigter van Chelsea se span, dis Liam Rossinier. En hulle vraag aan hom gevra, speel hulle tot hulle potensiaal. Hoe doen hulle dit? En hierso is Chelsea se afrigter. It's something I need us to maintain our calm in the moment when we have setbacks. This is on me. It's not a blame of the team. It's something that we've spoken about from my first day coming in, about reacting positively, about staying calm under pressure moments, and it's not happened. So that's why it's on me. That's not pointing the finger of blame at the players. A lot of what we did there, the intensity of our press, some of our football, our chances we created was outstanding. But if we don't overcome this hurdle, we won't reach our potential, and it's my job to find the answer to it.
Dit dan Liam Rosenier, hy is die afrigter van Chelsea. Ander wedstryd nog, West Ham speel teen Manchester City, so dit is belangrike wedstryd vir Manchester City om in kontak te bly met Arsenal. Dis 'n 10 uur afskoptyd ook 'n Saterdag. En dan Sondag is daar 'n hele paar wedstryde, Crystal Palace teen Leeds, en dan by Old Trafford is dit Manchester United teen Aston Villa, nommer 3 en 4 wat teen mekaar speel. Dit is 4 uur die middag. En Nottingham Forest speel teen Fulham, en by Anfield is dit Liverpool tuis teen die sukkelende Tottenham Hotspur. Hulle sukkel in alle kompetisies die afgelope tyd naby 'n relegasie. Kom ons hoor wat sê hulle afrigter is Igor Tudor, en hulle het nog 4 in 'n ry verloor onder Tudor se afrigting, en hierso is Igor Tudor. I'm not thinking that way. I recognize what we are and which problems we have. I recognize that always every game happens something, sometimes very difficult to explain, you know. I see also the wish to player to do the right things. We start good, let's say this 2-3 minutes, I feel that we are in the game. Then when they happen, these things, when they happen, what I said before, in the moment where we are now, unfortunately, is like that. Dit dan Tottenham Hotspur se afrigter Igor Tudor, en hulle het 4 wedstryde verloor, maar belangriker nog vir hulle is baie naby in die relegasiesone. Hulle het na 16de, hulle lê 16de op die puntleer met 29 punte, 17de net onder is Nottingham Forest met 28 en West Ham ook 28, soos baie naby aan mekaar. So dit is 'n sokker die naweek, lekker Engelse Premierliga sokker. Kom ons gaan na Formule 1, dis die vinnige motors, dis motorsport, dit is hierdie week, of hierdie naweek Sondag is dit die Shanghai, dit is die Chinese Grand Prix, en dit is direk wat mense kan kyk op die televisie natuurlik, dit is 5 minute voor 9, is nou by tyd wat die motors gaan wegspring. George Russell voor met 25 punte nadat hy die afgelope naweek gewen het, en Kimi Antonelli het 18, Charles Leclerc 15, so dis eintlik maar in effek die punte wat jy kry per wedren, as jy wen tweede is of derde is. Kom ons hoor wat sê MW Welman, hy is ons kundige, hy verstaan die vinnige motors, hy weet wat alles daar op China gaan gebeur. Kom ons hoor, MW Welman van Megaphone Sport. Hierdie naweek is dit die tweede ronde van die Formule 1 seisoen vir 2026, dis die Chinese Grand Prix, en dis natuurlik 'n naalren. Dit beteken daar's net een oefenronde voordat hulle vanmiddag moet kwalifiseer vir die naalren wat môreoggend plaasvind, en môremiddag is die gewone kwalifisering vir die gewone wedren wat Sondag plaasvind. Nou, boonbehalwe wat op die baan gebeur, is daar baie drama van die baan af, en dit is alles te doen met die term superclipping. Wat dit beteken is dat die motors se batterye pap raak, veral op lang pylvakke, en dan verloor hulle tot 50% van hulle krag. Nou kan jy indink as hulle hier teen 300 en iets km/h op 'n lang pylvak ry, en skielik verloor jy 50% van jou krag. Die ou agter jou gaan dit nie besef nie, en daar's baie kommer dat daar reuse ongelukke kan plaasvind in so 'n geval. Die ander deel van die probleem natuurlik is die wegspring. Die motors moet ook op 'n stadige opwarmingsronde die hele tyd rem om hulle batterye te laai. En wat gebeur het nou in Australië is baie van die motors wat op die wegspringrooster aangekom het, se batterye was nie ten volle gelaai nie. Liam Lawson was 'n sprakende voorbeeld daarvan gewees. En hy was bitter amper in 'n reuse ongeluk betrokke. Franco Colapinto het hom letterlik net gemis. En daar's baie ongelukkigheid daaroor. Ferrari skop natuurlik vas. Hulle wil nie die wegspringprosedure verander nie, want hulle ontwerp is effens anders. Hulle het 'n kleiner turbo op hulle petrol engine gesit. Dit beteken daar's minder traagheid wanneer hulle wegtrek, en dan het hulle 'n voorsprong. Ons kon sien dat dit Sondag gebeur het. Leclerc kon by almal verbykom. Maar ek dink in terme van die veiligheid is dit eintlik nie 'n regte kwessie nie. Ons sal definitief 'n plan moet maak hierso. Na die eerste oefenrondes lyk dit of Mercedes al weer die oorhand het hierso. George Russell loop gemaklik voor, sy spanmaat Kimi Antonelli is net agter hom. Gevolg deur Lando Norris so 'n halwe sekonde agter hom. Die agterosse in die kraal, die Cadillacs, die Aston Martins, die Alpines, almal tussen 3 en 4 sekondes agter die motors wat voor in die oefenronde gekwalifiseer het. Ja, dit lyk nie goed vir enigstens kompeterende wedrenne nie. Ons sal sien wat hier gaan gebeur. George Russell lyk eintlik soos 'n kat wat room gekry het. Hy reken hy gaan die volgende wêreldkampioen wees. Ons sal sien wat gebeur die res van die seisoen. Ek vermoed hierdie superclipping is 'n probleem wat hulle baie vinnig gaan aanspreek. Hulle gaan waarskynlik die elektriese komponent van die engines se kragpersentasie afbring, sodat hy nie 50% die krag hoef te lewer nie, en dan gaan hulle die petrol engine 'n bietjie opstoot. In die verlede was die verhouding 20% elektries en 80% petrol. Hierdie jaar probeer hulle 50% doen, maar dit lyk nie of dit gaan werk nie. So ons sal maar moet kyk met ingehoue asem. Sien uit om te kyk wat gebeur die naweek. Ons praat maandagooggend weer en kyk gesels oor wat in die wedren gebeur het. Ja, dankie MW, lekker vooruitsig, dis die Chinese Grand Prix, die tweede ene van die jaar, interessante seisoen, interessant wees om te sien of Mercedes weer voor kan ry en hoe Max Verstappen gaan maak in hierdie keer in China.
Hulle ry kloksgewys, dis 16 draaie, dis 5,4 km is die baan lank en hulle ry 56 rondes wat hulle gery. Laas jaar het Oscar Piastri gewen, hy het ook voor weggespring, Lando Norris was tweede. Kom ons gaan na die golfbaan, dis die spelerskampioenskap op die PGA wat gespeel word, dis by TPC Sawgrass, 25 miljoen Amerikaanse dollar die totale prysgeld, een van die grootes van die jaar. Die voorloper na die eerste ronde, Maverick McNeely en Sepp Straka, hulle het albei 5 onder baansyfer gespeel, en ook Sahith Theegala ook, en Justin Thomas het 4 onder gespeel, en Ludwig Aberg 3 onder, dis van die voorlopers tans. Van die bekende Scottie Scheffler en Brooks Koepka gelyk aan syfer, Rory McIlroy was 2 oor syfer, hy is die verdedigende kampioen. Kom ons hoor wat sê een van die spelers wat goed gedoen het, Russell Henley van Amerika, hy is 4 onder baansyfer 68, hy praat oor die kondisies, dit was bietjie winderig, dit was bietjie gereën, en die dik Rieveld, hierso is Russell Henley. I'll take 400 par here any day. I mean, I find this place visually intimidating, but I do feel like I did a good job of committing to my shots today. You know, there's a lot of gusty winds and changes of wind direction and rain, and so I felt like I was in a good place mentally and made some good decisions and executed pretty well. Any shots stick out in particular? Any favorite on the day? Let's see here. I had a really nice up and down on 6, I guess my 15th hole from the left bunker, and that's something that I've felt uncomfortable with a little bit this year is my bunker play, and I've been working on it pretty hard, and just was good to see that one go in there tight. Russell, when you get out of position on a golf course, which happens to you probably every round, every week, does it tax on you more here, depending on where you get out of position? Oh yeah, absolutely. Does that make sense? Yeah, definitely. I mean, there's a lot of courses we play where, you know, you can just say, hey, as long as you're right, you can be anywhere right. This place is not like that as much. You can be maybe a little right or a little left, but for the most part, you got to take it on. And yeah, that's why, like I said a second ago, it's intimidating, a lot of the shots, but being committed to your shots for me is the most important. Dit dan Russell Henley, ja, lyk my die Rieveld is baie moeilik. Hy sê you must stay committed to your shots, so dit is 'n groot les vir elke golfspeler. Nie altyd so maklik nie. 3 Suid-Afrikaners wat ook daar speel, Christian Bezuidenhout 1 oor syfer, Aldrich Potgieter 2 oor en Garrett Hugo 4 oor baansyfer. Dit dan internasionale sport, maar kom ons gaan kyk ook wat ook in Namibië gebeur, en daar veral in Otjiwarongo is daar heerlike atletiek, dis die NAPSU atletiek wat plaasvind in Namibië privaat skole organisasie, daar skole en hoërskole, dit is alle ouderdomsgroepe natuurlik, dit het al Vrydag begin, en dan Saterdag gaan dit voort van 8:00 die oggend af, en dit is ook op NTV wat dit uitgesaai word, dit is van 10:00 af Saterdag wat dit uitgesaai word, dit is direk op Sportsrap TV, ook op oneup2.com, natuurlik DStv kanaal 285, en ook Gou TV kanaal 25, en so dit is 8:00 of 10:00 Saterdagoggend tot 5:00, lekker atletiek, en dit is skoolatletiek. Ook 'n tennis wat in Olympia plaasvind, dit is die NTA, Namibia Tennis Assosiasie se senior toernooi, en hulle speel lekker daar by die Sentraal Tennis Klub, en dit is al Vrydag begin, maar Sondag klas mans en vroue enkels en dubbels wat daar gespeel word. Dan ook Saterdag is dit 'n padwedlope daar in Olympia, dit is Windhoek Harriers se Captain's Run, hulle hardloop hierdie Captain's Run al van 1998 af, so daar's 'n 30 km, dan is daar ook 'n 15 km en 'n 15 km stap, en dit begin en eindig daar by Cowan Faceball Club. Ook vir die fikse fietsryers, daar's bergfiets by die IJG Trials, dit is in Kleine Cooper, is die Rockenrad XC, dis die cross country natuurlik, en dit is die eerste een wat al 7:30 wegspring, dis vir die jongeres, dis die onder 10s, en dan so 'n bietjie later dan is die tweede wegspring 8:45, dis vir die elite vroue en die onder 23 vroue, en dan die derde wegspring 10:30, dit is vir die elite mans en die onder 23 mans, so dit is lekker fietsry wat ook die naweek plaasvind. Dan ook op die cricketveld, 'n groot semifinaal wat Saterdag is, dit is in die Namibië 50 Balbeerd Premier Liga, dit is 'n semifinaal wat gespeel word by die Namibië Cricketgronde, FNB Namibië Cricketgronde, dis ATG Windhoek Old Boys teen Traska United, 9:00 word die eerste bal daar gebul. Wenner van hierdie wedstryd, hulle speel Sondag in die eindstryd, so hulle gaan dan 2 wedstryde so na mekaar speel, Sondag se eindstryd is ook 9:00 die oggend, en die wenner van die semifinaal wat ons oor gepraat het nou, hulle gaan speel teen Wanderers is reeds deur na die eindstryd, daai eindstryd is 9:00 Sondag.
Dan ook laastens is dit motorsport by die Tauneris. Dit is die resiesbaan net wes van Windhoek en dit is by die Windhoek Motorklub wat dit aanbied. Dis die Trek Titans Drag Racing. Klink interessant. Dit is van 6:30 af wat hulle daar begin. Is lekker musiek en kos en drank en natuurlik vinnige motors. Is alles Saterdag. Nou ja, daarmee volstaan ek eers vir alles wat Namibië gebeur, ook internasionaal. Is lekker napso atletiek, groot rugby, daar een op Loftus Versveld, Bulls en Stormers en 6 nasie rugby Formule 1 in China, baie om na uit te sien vir die komende naweek. So ons gesels weer volgende Vrydag en tot dan groete en 'n lekker sportnaweek.